Goeiemôre vriende, baie welkom by ons opstandingsdiens. Dit is so groot voorreg om by mekaar te wees en ek wil jou vanoggend groet uit Openbaring 1 uit waar Johannes ook die gemeentes gegroet het. En ek wil vir jou sê genade en vrede vir julle van hom wat is, wat was en wat kom en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. Ons is vanoggend by mekaar op 'n heel ander noot as Vrydag. Waar Vrydag in die teken van 'n geboue hoofde van 'n stuk morbiditeit plaasgevind het, is ons vanoggend by mekaar om die opstanding van Jesus Christus te vier. Dis 3 dae later en die vreugde daarvan kan ons ook vanoggend met mekaar deel in die erediens. So voordat ons dan begin, kom ons word saam stil.
Vriende, ons doen vanoggend saam ook belydenis van ons geloof, wat onder andere insluit, dat ons oortuig is van die opstanding van Jesus Christus. So ek nooi jou om nou ook saam met my, hardop, daar waar jy is, belydenis van geloof te doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vriende, en kom ons deel dan nou ook in hierdie lofaanbidding wat ons vanoggend ook gehoor het met die Halleluja koor van Hendel, en ons sing saam lied 411 vers 1 tot 3. Son in morning.
Ons teksgedeelte vandag is Kolossense 3. Kolossense 3 en ons gaan saam lees daar vanaf vers 1 tot en met vers 5. Die 5de vers is net so bietjie vir 'n agtergrond op die einde, maar dis die 5 verse wat ons dan gaan saam lees onder die tema vanoggend, die opgewekte Christus maak dit moontlik om 'n lewe van daarbo te leef in teenstelling met die lewe hieronder. Voordat ons dan saam lees, kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend by die vreugdevolle manier kan saam wees, die oorwinning en die opstanding van Jesus Christus kan vier. Heilige Gees, ons het nodig dat U vanoggend met ons praat, dat U ons aanraak en ja Here, dat U woorde ons woorde word, U hart en hande ons hart en hande. Raak ons op so 'n besonderse manier aan Here, dat ons ook dit wat ons vandag hier vind en hoor, dat ons dit ook sal uitvat na buite toe. Daarom word ons voor U stil en ons roep uit, spreek Heer, want U kinders wil luister. Amen. Ons lees dan saam Kolossense en die eerste wat Kolossense 3, die eerste 4 verse daarvan. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat daar op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. En dan hierdie 5de vers wat ek wil bylees, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welle, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Spesifiek, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Ons lees dan net tot sover. Nou die verhaaltjie word vertel van die klein roofarendjie wat gevind is waar dit op die grond sit. Die persoon vat toe die klein dingetjie huis toe en sit dit in die hok saam met sy hoenders. En so word die arend groot saam met die hoenders. En skrop en gaan te kere, pik hier en pik daar, net soos die hoenders. Wat in werklikheid gebeur het, is dat die arend vergeet het, sy is 'n arend. En het die gewoontes van die hoenders aangeleer. Dit beteken dat sy nie besef het, sy is 'n arend en dat sy gemaak is om hoog bo op die lugstrome van die wind te sweef nie. En as iemand haar daaroor gevra het, was haar antwoord, ag, ek is maar net 'n hoender wat bietjie anders lyk. Eers toe die arendmeester daar aankom en besef dis 'n arend, het hy haar gehelp om te ontdek wie sy is. En kort voorlank het sy op daardie einste ligstrome gesweef en haar plek in die hemelruim ingeneem. Pragtig, suurlik, majesteus. Geliefdes, ons is as arende gebore. Maar as gevolg van die sonde het ons tussen die hoenders beland. Ons het daar tussen die hoenders groot geword en begin optree en geluide maak soos 'n hoender. Op die grond geskrop en gepik. Heeltemal vergeet dat ons arende is. En toe kom die hemelmeester. Hy kom vanuit die hemel, hy daal neer op die aarde en hy leef saam met ons. Hy wys ons hoe lyk die hemellewe en op die regte tyd sterf hy vir ons sondes, sodat ons kan loskom uit hierdie hoender bestaan. En 3 dae
3 dae na sy dood, verbreek hy die mag van die dood. Die mag van die hoender bestaan. En hy staan op. Vriende, vir die eerste keer maak hy dit nou moontlik vir ons om op te kyk. Om ons vlerke te sprei en te begin vlieg. Die opstanding van Jesus Christus het ons menswees radikaal verander van 'n skroppende hoender na 'n hoogvleiende arend. Vriende, en dis wat Kolossense 3 vir ons kom sê. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is. Liefdes, die opstanding van Christus het ons kom losmaak van die bande wat ons op aarde bind. Ons kan nou die hemel en die hemelse manier van lewe leef. Ek dink sommer vir 'n oomblik aan 'n lugballon wat op die grond staan en wat se ankertoue vas is aan die grond. Iets daarvan is waar wanneer ons soos hoenders op die grond skrop en ons kan nie weg nie, want ons is geanker, ons is hier vasgebind. Maar Christus kom en hy kom breek as ware daai toue, sodat ons kan opstyg. Nou hier's 'n paar treffende insigte wat ons uit Kolossense uit moet hoor. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. Hoor mooi hoe daardie sin saamgestel is. Dis nie of julle opgewek is nie. Aangesien julle opgewek is. Julle is, ons is. Dit beteken dat die mag en die vashou wat sonde op jou en my het, verbreek is. Daar's geen magiese krag wat van ons hoenders maak nie. Die opstanding het die vryheid bewerk om hemelse keuses te kan maak. Ek dink sommer aan Efesiërs 1:20 wat ook vir ons leer dat die opstandingskrag waarmee God vir Jesus uit die dood uit opgewek het, is binne in jou en my. En daarom kan niks, maar niks ons weerhou van hierdie nuwe lewe in Christus nie. Ons hoor strewe na die dinge daarbo. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo. Dis wat die opstanding kom moontlik maak het. Paulus wil sê, julle is nie hoenders nie. Julle is arende. Kyk op. Rig jou hart en jou gedagtes op die hemelruim. Op die vryheid van vlieg en lewe in oorvloed. Jou gedagtes word nie outomaties gevange gehou deur swak ekonomie of stygende petrolpryse of misdaad of finansiële swaar kry of ander krisisse nie. Die opstanding bevry ons juis daarvan. Nou kan ek asemhaal. Nou kan ek leef omdat ek nie meer vasgevang is. Vriende, die Engels het 'n mooi spreekwoord. Hulle sê as 'n ding so in jou gesig is, dan sê hulle in your face. Nou, niks is meer in your face nie. Want wat het nou gebeur? Ons het bo dit uitgestyg. Nou kry ek perspektief op sake. Ek kyk ook nie van onder af op vas in iets nie, maar ek is juis bo dit. Ek styg uit en omdat ek hoog kan vlieg, kan ek nou van bo af afkyk op omstandighede en situasies en nie toelaat dat hierdie goed my die heeltyd in 'n hoek druk nie. Ek sien nou raak. Ek bedink nie hierdie lewe vanuit 'n aardse perspektief nie. Ek bedink dit vanuit die hemelse. So kan ek jou verder uitdaag. Hou op om moeilike vrae en worstelinge waarmee jy besig is vanuit die aarde te probeer beantwoord. Laat God toe om jou te help om van bo af vir jou te help met die antwoorde en die perspektiewe op die lewe. Iemand vertel hoe hy 'n gesprek met Moeder Teresa was. En hy deel sy hele probleem lewe en alles wat deurmekaar is daarmee.
En toe hy klaar is en hy verwag hulle gaan nou hierdie uurlange gesprek hê, sê sy vir hom: "Jong man, as jy 'n uur elke dag saam met die liewe Here deurbring in sy teenwoordigheid, en jy hou op om gemors in jou lewe aan te vang, dan sal dit met jou goed gaan." Hy sê in daardie oomblik het hy besef, hy het die vraag gevra vanuit 'n aardse perspektief. En Moeder Teresa het hom geantwoord vanuit 'n hemelse perspektief. Vriende, vers 5 sê: "Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is." As gelowiges wat as hoenders lewe, sê ons net die omgekeerde. Die aarde en die aardse lewe maak ons dood. En dis nie hoe God dit bedoel het om te wees nie. Die opstanding lig ons op en sit ons bo ons omstandighede, bo die mag van sonde en bemagtig ons om die aardse in ons dood te maak. Ag en asseblief, hoor baie mooi, ons praat nie hier van 'n volmaaktheid of 'n perfektheid nie. Dit gaan daaroor dat ons nie meer gebind is deur die hoendermentaliteit van die wêreld nie. Geweld, vloektaal, misdaad, onreg of liefdeloosheid is nou ondergeskik aan ons hemelse gedagtes. En ja, dit beteken ook nie dat ek so met my kop in die hemel loop dat ek nie meer op aarde iets goeds kan aanvang of kan doen nie. Dit gaan daaroor dat ek juis op aarde leef, maar met 'n perspektief wat anders is. Met my goddelike liefde kan ek haat en bitterheid oorwin. My kindertaal word gebreek om die mooi raak te sien wat daar in mense is. En ook hoef ek nie al die negatiewe goeters net raak te sien nie, want 'n nuwe perspektief van bo af laat my ook die mooi rondom dit sien. My oneerlikheid maak plek vir 'n hemelse heerlikheid. Hoe sê Henry Nouwen dit? I am God's beloved son and daughter. En aangevul in my eie woorde, ek is nie 'n hoender wat skrop en pik en oorskiet moet eet nie. Vriende, jy is God se geliefde seun en dogter. Jy vlieg. Jy's 'n arend. Leef dit dan. Leef vanuit daardie perspektief. Maar Dominee Christo, hoekom sit ek dan nog so tussen die hoenders? My liewe mens, jy was vir so 'n lank 'n hoender dat jy vergeet het jy's 'n arend. Die sonde en die mag van die hoenderlewe en hierdie deurmekaar aardse bestaan het jou blind gemaak vir wie jy werklik is. En toe Jesus opgestaan het uit die dood, het hy daardie blindheid vernietig en het hy jou oë oopgemaak. Al wat jy nou moet doen is sien dit raak, kyk. Die arendmeester, Jesus Christus, wil jou leer wie jy werklik is. Laat hom toe en waag dit om arend te wees. Maar Christus, daar is nog iets. Eendag vlieg ek hoog en dan kom die hoender weermag en skiet my af sodat ek met mening weer tussen die hoenders beland. O geliefdes, dis die lewe, né? Daar's 'n mooi storie oor Afrikaner krewe, oor die man wat daar in Kaapstad krewe op die straathoek verkoop het. En hy roep uit, krewe, lekker Afrikaner krewe, krewe, lekker Afrikaner krewe. En 'n man kan sy nuuskierigheid nie hou nie en hy stop, hy sê, wat verkoop jy? Hy sê, nee meneer, ek verkoop Afrikaner krewe. Hy sê, Afrikaner krewe? Ja, sê hy meneer. Hy sê nou, hoe weet jy dis Afrikaner krewe? Hy sê meneer, kan jy nie sien nie, net as jy een so probeer uitklim, dan trek jy aan een hom af.
Geliefdes, dis wat gebeur. En die vraag is nie of jy tussen die hoenders gaan land nie. Jy gaan. En dit gaan gereeld gebeur. Dis die lewe. Die vraag is, as jy dan nou daar tussen die hoenders neergestort het of afgeskiet is jy hoender? Of is jy arend? Waaragtig het jy nie in 'n hoender verander nie. Jy is steeds arend. Sprei net weer jou vlerke en vlieg. Dis jou eie dommigheid as jy tussen die hoenders land en jy begin weer soos 'n hoender optree. Kolossense 3 sê, ons is saam met Jesus Christus gekruisig. In ander woorde, hierdie hoenderwees van ons is gekruisig, ons gebondenheid het ook gesterf. En dan lees ons is saam met Jesus Christus as arende opgewek. En daarom 'n nuwe hemelse manier van dink en doen en praat. As ons saam met die hoenders van hierdie wêreld praat oor die slegheid en die moedeloosheid en alles is deurmekaar en alles is daarmee heen, geliefdes, dan is ons hoenders. En ons het nodig om vanuit 'n nuwe perspektief, vanuit die arendse perspektief na ons land en na ons omstandighede en ons gesinne te kyk en te sê, maar daar's hoop want ons is arende, ons is nie hoenders nie. Geliefdes, en nou gebruik ons, met ander woorde, ook nie meer die nagmaal as hoenders. En ek wil hê in die volgende paar minute moet jy vir 'n oomblik net dit bedink. As jy ook jou nagmaal gereed kry, daar waar jy is, en dat jy diep bewus sal word daarvan, dat jy vanoggend of vandag jou nagmaal gaan gebruik, nie as 'n hoender nie, maar as 'n arend, opgelig, herstel, genees deur die arendmeester, Jesus Christus se opstanding. Daarom nooi ek jou nou uit om dit ook gereed te kry en dan saam met my te geniet. Vriende, inderdaad, gebruik ons nie nou meer die nagmaal as hoenders nie. Die opstanding het ons leer vlieg. Die nagmaal staan nou in die teken van oorwinning. Die nagmaal is nou inderdaad pragtig, suurlik, majesteus. Vriende, en daarom wil ek jou uitnooi, breek nou jou brood. Daar waar jy is, maak dit oop en breek 'n stukkie van die brood af. Jy het vanoggend deel aan die liggaam van Christus. Deel dan nou in die diepe vreugde en vrede en vryheid van die opgestaane Christus. Proe sy oorwinning. Beleef dat jy daarin deel met arendsvlerke wat hoog vlieg. Die wyn of die sap wat jy voor jou het en wat simbool is van Jesus se bloed, is juis vanoggend nie in die teken van bloed wat dui op die dood nie, maar juis op die lewe. So wanneer jy dit in jou mond sit, en ek moenie net afsluk nie, wil jy hou dit vir 'n oomblik in jou mond. Beleef dat die bitterheid van Vrydag verander het en dat dit nou in 'n vorm van soetheid, van lewe, van oorwinning na jou toe kom. Die bloed het nie nutteloos gevloei nie. Die bloed het nie gevloei tot dood nie, maar die bloed het gevloei tot lewe. Proe dit
en deel in die oorwinning. Word vir 'n oomblik stil en beleef aan jou lyf, in jou hart, in jou gedagtes, dat die nuwe lewe deur jou vloei. Word diep bewus van die lewenskrag wat die Here vir ons gee. Ons is nie meer hoenders nie. Arende in vlug. Kom ons luister nou na 'n lied van Janita Du Plessis, Vlieg hoog. Hoor as die storms van lewe is onder my, hoor as die wolk van die verlede is agter my, hoor as die son na die lug, ek vlieg hoog. Die pad lê gelyk en uitgestrek, my lewe wag vir my, 'n reënboog vol beloftes voor, want gister is verby. Al my drome, ek gaan dit haal, want ek vlieg hoog. 'n Arendsvlug op 'n vaste koers met engel aan my sy. Die berge kan maar follow my, want ek weet ek is vry. Ek sprei my vlerke hoor, want ek kan. Hoor as die storms van die lewe is onder my, hoor as die wolk van die verlede is agter my, hoor as die son na die lug, ek vlieg hoog. Op die wind van die Here se genade rondom my, hou ek my oë op die wenpaal voor my, hoog bo die son na die lug, ek vlieg hoog. My asem sal nie opraak nie, want sy asem is in my. Ek weet ek sal nie moeg raak nie, want sy hande dra my. As ek val, tel hy my op en sê jy kan. Niks kan my meer bang maak nie, niks sal my onderkry. Wat sal 'n mens aan my kan doen, want ek weet ek is vry. Ek sprei my vlerke hoor, ek vlieg hoog. Hoor as die storms van die lewe is onder my, hoor as die wolk van die verlede is agter my, hoor as die son na die lug, ek vlieg hoog. Op die wind van die Here se genade rondom my, hou ek my oë op die wenpaal voor my, hoog bo die son na die lug, ek vlieg hoog. Hoor as die storms van die lewe is onder my, hoor as die wolk van die verlede is agter my, hoor as die son na die lug, ek vlieg hoog. Op die wind van die Here se genade rondom my, hou ek my oë op die wenpaal voor my, hoog bo die son na die lug, ek vlieg hoog. Hoog bo die son na die lug, ek vlieg hoog. Hoog bo die son na die lug, ek vlieg hoog. Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend kan stil word. Dankie vir die lewe wat U gee.
Dankie dat U nie in die graf vasgevang is nie, maar dat U opgestaan het, oorwinning behaal het, en van ons hoenders, arende gemaak het. Here, mag ons hierdie lewe en die wêreld waarin ons is bedink nie vanuit 'n aardse perspektief nie. Nie soos hoenders wat op die grond rondpik en skrop nie. Maar Here, help ons om ons gedagtes daarbo te rig. Om vanuit 'n hemelse perspektief, 'n koninkryksperspektief af te kan kyk. En ook positief en die mooi van die lewe te kan raak sien. Here, ons is in 'n de mekaar wêreld en dinge is nie gesond nie en ons is stikkend en daar's soveel gebrokenheid. Maar dankie dat ons nie vandag daarna hoef te kyk vanuit 'n grafperspektief, vanuit 'n aardse lewe nie. Maar Vader, dat U vir ons oplig en dat ons gedagtes kan rig wat daarbo is. Here, help ons om dit te doen in die moeilikste van omstandighede. En dat ons nuut vanuit die opstanding kan dink en leef en doen. Ons vra dit en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, ons kan vanoggend niks anders saam sing as net doodgewoon. Halleluja nie. Dis die herhaling van hierdie woord in 'n pragtige lied. So daar waar jy is, as jy as 'n familie saam is of 'n groep, sing dit uit volle bors lekker saam. Ek wil jou vandag wegstuur met niks anders as Jesaja 40 vers 31 nie. En ek gaan dit in die vorm van 'n seën oor jou uitspreek. Die Here sê as jy op hom vertrou, dan kry jy nuwe krag. Jy sal vlieg met arensvlerke. Jy sal hardloop en nie moeg word nie. Jy sal loop en nie moeg raak nie. Mag jy vlieg en mag jy in die oorwinning leef wat hierdie opstanding en opstandingssondag vir jou gebring het. Amen.